20 April, wat die genade van God in ons lewens uitrig. Dit verander ons uittarting in onderwerping. Wees gehoorsaam aan julle voorgangers en onderdanig, want hulle waak vir julle siele as diegene wat rekenskap moet gee, sodat hulle dit met blydskap kan doen en nie alsigtend nie, want dit is vir julle nie nuttig nie. Hebreërs 13 vers 17. Daar is sommige jong mense wat nie stelselmatig werk nie. Hoewel hulle gedurig besig is, lewer hulle minder resultate. Hulle het 'n wanbegrip van werk en dink dat hulle hard werk. Maar as hulle stelselmatig te werk sou gaan en hulle aandag by hulle werk sou bepaal, sou hulle veel meer in 'n veel korter tyd verrig. Omdat hulle minder belangrike werkies tydsaam doen, is hulle gejaag, verleë en verwar wanneer hulle gevra word om die belangrike pligte te verrig. Onder sulke omstandighede, waar jong mans en dames in hulle lewensdissipline hierdie fout begaan, sou dit 'n sonde wees om hulle nie daaroor te vermaan nie. Dit is 'n besonder teer saak om mense op hulle foute te wys. Hy wat dit doen, kan hom verloop teen hoogmoed, eiesinnigheid en hardnekkige weerstand in die persoon wat tereggewys word. Nogtans moet hy op sy foute gewys word en hy moet raad kry. Jong mense moet leer om ontvanklik te wees sodat hulle by ander se teregwysing kan baat. Dit kom miskien voor dat ons eie harte moet ondersoek om ons eie dade met ons eie maatstaf te rym. Maar dit is nie so nie. Dit sou eerder misvorming as hervorming bewerk. Die werk moet in die hart begin. Dan sal die gesindheid, die woorde, die gelaatsuitdrukking, die dade aantoon dat daar 'n verandering plaasgevind het. As ons Christus ken deur die genade wat hy so oorvloedig uitgestort het, word ons verander. Ons sal in nederigheid elke fout en elke tekortkoming in die karakter regmaak. Omdat Christus in die hart woon, sal ons geskik wees vir die hemelse gesin omhoog.